Welkom by die Bible GPS Instituut. Vandag begin ons 'n nuwe reeks en die reeks gaan oor dit vra meer as 'n masker. Nou die rede vir die tema dit vra meer as 'n masker is dat ons kan nie COVID-19 deurgaan deur net maskers te dra nie, want COVID-19 het ook 'n emosionele impak op mense. En ons gaan so 'n bietjie kyk daarna. Hoe kan ons deur COVID-19 gaan sonder om heeltemal te pletter te gaan emosioneel? Maar voor ons dit doen, kom ons buig neer die hoofde in gebed. Dankie Here dat U met ons is. Here, ons worstel met dit wat aangaan in die lewe. Ons worstel dit met wat aangaan in Suid-Afrika, ook in die wêreld. Here, ons lewe regtig in 'n deurmekaar tyd waar mense moedeloos geraak het. Ek wil bid Here dat U deur hierdie skrif en boodskap vir ons weer nuwe moed sal gee. Amen. 'n Vriend van my het so 'n tydjie terug 'n boodskap begin en toe het hy vir die gemeente gesê, môre. En toe gaan hy so 'n bietjie aan in die boodskap en toe sê hy, van julle wat baie goed geluister het, sal agterkom dat ek het nie gesê goeiemôre nie. Want hy het gesê, die rede hoekom hy nie gesê het goeiemôre nie, is dat vir baie is dit nie meer 'n goeiemôre nie. Want vir baie mense is dit 'n slegte tyd. Baie voel alleen, depressief en die lewe het soveel negativiteit. En veral die senior mense vind dit geweldig moeilik om in hierdie tyd vorentoe te beer met die lewe. En nou is die vraag maar, wat moet ons maak? Want niemand weet wat gaan gebeur met COVID-19 nie. Party mense praat van 'n tweede vlaag wat gaan kom en dit maak mense net moedeloos want die ekonomie sal klaar so sleg en mense sal klaar so emosioneel verpletter. En dit is asof mense sal sê, weet jy, ek sien nie kans vir nog 'n lockdown nie. Mense is net te moeg daarvoor. Nou, wat kan ons maak om vir ons so bietjie traksie te gee om vorentoe te gaan? Want dit voel so asof daar niks is waarin ons kan vashou nie. Wel, my een vriend het altyd gesê dat as jy vir mense hoop wil gee, vertel 'n storie. En dit is wat ons gaan doen in hierdie reeks van dit vra meer as 'n masker. Wat vra dit? Dit vra van ons stories. Want stories gee vir ons hoop. Nou in die Bybel kry ons die woord hoop, maar ons praat in die daaglikse taal ook van die woord hoop. Maar dan praat ons baie keer van ek wens. Kom ons noem dit wenslike hoop. Jy ry en jy's laat vir 'n afspraak en jy sien die lig is rooi en dan sê jy, o, ek wens daai lig kan groen word. Daar's nie regtig krag in daai denke nie. Ek wens dinge kan beter gaan. Ek wens, weet dit is wenslike hoop. Dan is daar 'n hoop wat 'n bietjie sterker is as wenslike hoop. Dit is verwagtende hoop. Sien nou maar jy het jou tuin en jy plant saadjies en jy gooi water en kunsmis, dan verwag jy daar gaan ietsie groei, want dit is bietjie sterker as wens, want jy het mos nou iets in die grond gesit. So jy het rede om 'n verwagting te hê. Maar dis nie te sê dat al die sade gaan ontkiem nie. Kyk maar mense, vrouens wat verwagtend is. Daar word geweldig uitgesien na die kleintjie. En baie keer gebeur dit dat die baba te vroeg kom en sterwe. So dit is nie eens 100% seker nie. Daar's 'n derde vorm van hoop en dis die hoop waarvan die Bybel praat. Dit is 'n sekerheidshoop. Dit is 'n hoop wat nie wens nie, wat nie verwag nie, maar 'n hoop wat 100% seker is. Dit is 'n weet so hoop. Nie 'n wens so hoop nie, maar 'n weet so hoop. En daar is heelwat stories in die Bybel, eintlik baie stories in die Bybel. Die grootste literatuursoort in die Bybel is verhale. 44% van die Bybel is verhale. Want verhale gee vir ons hoop. Woorde vertel vir ons hoe mense dink en stories vertel vir ons hoe ons verbind is aan mekaar. En hierdie stories van die Bybel kan ons ook 'n koneksie maak, kan ons ook 'n verbintenis maak. Dit is die krag van stories. Jy kan jou daarmee assosieer. En in vandag se storie gaan ons kyk na Eksodus 1 en 2. Nou kortom, Eksodus 1 is die magtige farao van Egipte en hulle is as 'n god gesien. En hy het so oor die landskap gekyk en gesien, maar
die Hebreëse mense raakte baie. En as daar 'n oorlog kom, sê hy, dan gaan hulle teen die vyand baklei, dan gaan hulle ons oorwin. En hy het bang geraak. Toe het hy 'n plan gemaak. Dit staan daarso vir ons in hoofstuk 1 vers 10. Kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyand aansluit en teen ons veg en ons land te oorwin. Nou, so hulle het 'n plan gemaak. En die plan was, kom ons onderdruk hulle, vers 11 gebruik die woord onderdruk en ook die woordjie dwangarbeid. En die volgende plan wat die farao gemaak het, so hy het nommer 1 gesê, kom ons maak die lewe vir hulle moeilik by die werksplek. Nommer 2, kom ons vra die vroedvroue, Sifra en Pua, dat dis die Hebreëse vroedvroue, dat as die Hebreëse kindjies gebore word, en is 'n seentjie, dan moet hulle daai seentjie onmiddellik doodmaak. En dit kry ons ook in hoofstuk 1, die opdrag vir Sifra en Pua. Maak daai klein seentjies dood. Dit is in vers 16. En toe die vroedvroue nie saamgespeel nie. So hier kry jy sosiaal onmagtige vrouens, wat die magtige farao se plan omvergooi. Want hulle het besluit, ons gaan nie die seentjies doodmaak en die seentjies het bly lewe. Toe sê hulle vir die farao, maar as ons by die Hebreëse vrouens kom, is die kleintjie klaar gebore, hulle is sterk vrouens. Dit was hulle rede gewees. Toe besluit die farao, hy gaan 'n sterker plan maak. Toe het hy 'n wet uitgevaardig, waar hy die volgende gesê het in vers 22. Daarna het die farao sy hele volk beveel, julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjies se lewe. So hy was desperaat, hy sê vir sy hele volk, as julle Hebreëse seentjie sien, gooi daai seentjie in die Nyl. So daar was geweldig vrees, hulle werk hard, en nou moet hulle daai spanning ook hê, van wat gaan van hulle seentjies word. En nou gaan ons na hoofstuk 2 toe, dan sien ons nog 'n sosiaal onmagtige vrou. Dit staan vir ons daar in hoofstuk 2, Moses se ma. En sy skenk geboorte aan die babietjie, Moses. En hier het jy jou onmagtige baba, die magtige farao, 'n sosiaal onmagtige moeder en 2 sosiaal onmagtige vroedvrouens. En toe besluit sy gaan nie hierdie kindjie in die Nyl laat gooi nie. Sy gaan hom wegsteek. En dit is so verstaanbaar. Enige ma sal dit doen. En toe maak sy 'n plan verder. Sy sê vir haar dogter, Miriam, kyk asseblief, hou toesig oor ons klein boetie. En eendag toe kom die farao se dogter swem en sy hoor toe 'n babietjie huil en sy kom toe agter, maar dit is een van die Hebreërs babietjie seentjies. En haar hart het sommer warm geraak toe sy die babietjie sien. Toe sê sy, maar wie se babietjie is dit? En toe sê Miriam, maar ek weet wie die ma is. Toe sê die farao se dogter, gaan kry daai ma van my. En toe kom die Moses se ma daarso en sy sê, ek is die ma. En toe sê die farao se dogter, ek wil hê, jy moet hierdie babietjie grootmaak vir my. En dan gaan ek jou ook betaal. Dit is eintlik ongelooflik om te dink dat die farao se plan deur sy eie dogter omvergegooi word. Sy het geweldige waagmoed aan die dag gelê om haar eie pa se bevele nie na te kom nie. Sy kon in groot moeilikheid kom, maar sy het besef, ek gaan hierdie kleintjie se lewe beskerm en ek gaan die ma ook betaal. Toe sê sy vir die ma, maar as hy groter word, dan wil ek hom terug hê, en toe word hy in die paleis groot. En hier sien ons 'n ongelooflike uitkoms. Ons sien dat God agter die skerms op 'n onvoorspelbare manier kom uitkoms gee. Maar ons moet iets wonderliks raak sien in hierdie teks. En dit kan ons help met COVID-19, in hierdie pandemie waarin die wêreld vasgevang is, waarin die wêreld voel asof hy versmoor word. Wat leer ons in hierdie verhaal? Ten spyte daarvan dat God uitkoms gee op 'n verrassende wyse, is die mens nie passief nie, maar geweldig aktief. Daar is Sifra en Pua wat besluit, ons gaan daar wees vir die seentjies wat gebore word, maar ons gaan nie hulle doodmaak nie. Daar is Moses se ma wat 'n bisiemandjie weef sodat die baba ingesit word. Dan beplan sy met die dogtertjie, kyk na jou boetie. En dan is daar die waagmoedige prinses wat sê,
Hier is geld. Kyk na die babietjie en as hy groot word, bring hom vir my, dan sal ek hom groot maak. Daar is geweldige aksie. En terwyl hierdie aksie plaasvind, kom God agter die skerms en hy's eintlik die hero van die verhaal en hy bringe op 'n verrassende manier 'n uitkoms vir hierdie familie. En ons ken die latere geskiedenis van Moses, dat hy ook die volk dan ook uitlei. Ek het nou die dag lank met my vriend gesels en ek het vir hom gevra, wat maak hy met die COVID-19? Hoe dink hy oor God en COVID-19? Hoe is God betrokke met dit? En hy het gewoonlik antwoorde en ek kon net sien in sy gesig, hy worstel. Hy het gesê, ek weet nie. Dis groot hierdie. Ek weet nie hoe God betrokke is nie. Maar ons weet God is nie die oorsaak daarvan nie, want anders is God wreed. Hy sê net, hy weet nie hoe God betrokke is nie. Maar wat ons wel weet is God se beloftes. God kan uit niks iets skep. Maar ons moet in hierdie pandemie, moet ons nie verlammend wees nie. Want as ons verlammend is, kan ons nie tot aksie oorgaan nie. Ek onthou, in my beginjare van my bediening, was ek maar so bietjie te neergedruk. En my pa het in die oproep na my agtergekom. En 'n week daarna het ek 'n brief in die pos gekry. Toe in daai brief het hy my bemoedig. En toe het hy gesê, toe hy as sending in Malawi en Zimbabwe was, het hy ook moeilike dae beleef. Maar dan is daar een sinnetjie in sy brief wat vir my uitgestaan het. Toe het hy gesê, ek het geleer dat jy in te neergedruktheid, wanneer jy in depressie het, moet jy jou daaruit werk. Jy moet tot aksie oorgaan. Dit sal ek nooit vergeet van sy brief nie. Dit is presies in hierdie Bybelse verhale. Jy moenie 'n slagoffer word van hierdie pandemie nie. Ek weet, dit is maklik om te praat, as mense wat hulle besighede verloor. Dit is 'n moeilike tyd. Maar ons moet tot aksie oorgaan. Watter aksie kan 'n mens oorgaan? Jy kan gereeld besluit om vir iemand te bel. Jy weet miskien van iemand wat alleen is, wat nie regtig kan uitgaan nie, wat miskien 'n sienerburger is. Maak 'n punt daarvan om op 'n gereelde basis daardie persoon te bel. En as jy bereid is om mense oor te nooi en sosiale afstand te handhaaf, doen dit of gaan stap net saam met iemand. En as jy voel maar jou lewe is 'n bietjie klaar, jy's te pletter, dan moet jy leer om jouself lief te hê. Kry genoeg rus. Praat met iemand en sê, weet jy, ek wil graag hoor hoe jy COVID-19 beleef, want ek sukkel 'n bietjie daarmee. Wees eerlik met mense. Kry tyd bietjie om die skrif te lees. Vind 'n roetine in die dag. Dit is nie maklik nie. Ek vind dit geweldig moeilik om vir boodskappe voor te berei gedurende COVID-19. Ek is ook maar bietjie moegerig. Bietjie moeg geworstel, want dan hoor jy daar kom 'n tweede wave en dan raak 'n mens net moedeloos. Moedeloos om te hoor van mense wat hulle werk verloor. En te midde van die pandemie is dan nog die politieke onrus ook. Dit is so asof alles net bietjie te veel raak. En dit is dan wanneer ons nou mekaar nodig het. Ons moet net aan God se beloftes vashou, dat hy uit dit iets kan skep. Dat hy op 'n verrassende manier kan uitkoms gee. En hy sal, ons moet dit net glo. Kom ons bid. Dankie Here dat U vir ons goed is. Here, ons baie keer ervaar dat U stil is, want al wat ons hoor is die pandemie oor die nuus. Here, ons wil bid dat dit tot 'n einde sal kom. Here, ek wil bid dat ons mekaar sal ondersteun, dat ons daar sal wees vir mekaar. Dat ons ook eerlik sal wees met onsself oor hoe ons dit belewe. Dat ons eerlikheid met iemand anders sal deel. Here, help ons om klein treetjies te neem, maar help ons om tot aksie oor te gaan. Want in hierdie storie van hoop, van onmagtige vroue wat die magtige Farao se planne omvergewerp het, kan ons klein treetjies, soos die bissie mandjie, net om daar te wees om toesig te hou, kan dit 'n groot verskil maak. Gee vir ons die krag en die moed. Amen.
All these pieces, broken and scattered, mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Waar jy ook al is, glo dat Christus in jou is die hoop vir die werklikheid. En waar jy ook al gaan, dis waar die Here jou stuur. Miskien gaan jy nie ver nie, miskien gaan jy net na jou studeerkamer toe om vir iemand 'n e-pos te stuur. Miskien gaan jy net na jou foon toe om 'n WhatsApp boodskap te stuur. Miskien gaan jy net na buitentoe om saam met iemand te gaan stap. Miskien gaan jy net in jou kar klim om net so 'n bietjie uit te kom, want die huis raak te klein. Daar's baie dinge wat ons kan doen, klein dingetjies, om daar te wees vir mense. So waar jy ook al gaan, God stuur jou. En as God jou stuur, weet dat hy in jou is, met sy krag, met sy liefde, en met sy vrede, en met sy hoop. En mag jy die hoop wees vir iemand vandag. Amen.